Ons lees Romeine 8 vers 14. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Ons verwys so dikwels na onsself as kinders van God. Maar gee ek en jy gehoor aan die Gees van God en laat ons toe dat hy ons lei. Sien ons die Heilige Gees maar as net nog 'n deel van die drie-eenheid van God, met geen doel en geen insaag in ons lewens nie. As mense en Christen gelowiges is ons egter ten volle bewus van die drie-eenheid van God. Ons is egter meeste van die tyd so gefokus op die Vader as Skepper en die Seun as Verlosser, dat ons in die proses nie net die Heilige Gees as goddelike persoon verwaarloos nie, maar ook die invloed op ons lewens verwaarloos en of ignoreer. Die Heilige Gees speel verskeie belangrike rolle in die lewens van die gelowige en in God se werk op aarde. Eerstens oortuig hy ons van sonde en lei ons tot bekering. Die Heilige Gees openbaar die waarheid van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy bring oortuiging in die harte van individue en lei hulle na bekering en geloof in Christus. Lees gerus Johannes 16 vers 8 tot 11. Die Heilige Gees bewoon gelowiges. Op die oomblik van verlossing neem die Heilige Gees intrek in die gelowiges se lewe. Hierdie inwonende teenwoordigheid bevestig God se eienaarskap en transformeer die gelowige van binne af. Hiervan lees ons in 1 Korintiërs 6 vers 19. Ons lees ook, Jesus het beloof dat die Heilige Gees sy volgangers sou leer en hulle aan sy woorde sou herinner. Johannes 14 vers 26. Die Helper, die Heilige Gees, sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees bemagtig ons ook vir diens. Ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11 dat die Heilige Gees gelowiges toerus met geestelike gawes om God se doelwitte te dien. Aldus Handelinge 1 vers 8 bemagtig hy hulle ook om getuies vir Christus te wees. Verder, transformeer en heilig die Heilige Gees. Die Gees werk in gelowiges om Christelike karakter voor te bring. Hiervan lees ons in Galasiërs 5 vers 22 en 23. Hy is ook die agent van heiligmaking en stel gelowiges in staat om in heiligheid te groei. 2 Tessalonisense 2 vers 13. Die Heilige Gees is ook ons gids en ons leier. Romeine 8 vers 14, ons teksvers. Want die wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Die Heilige Gees verskaf leiding en help gelowiges om God se wil in hulle lewens te onderskei. Die Heilige Gees is noodsaaklik vir 'n seëvierende Christelike lewe. Hy versterk, vertroos en verseker gelowiges van hulle aanneming as God se kinders. Romeine 8 vers 15 tot 16. Die Gees se vrug, dit is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, bewys sy werk in gelowiges se lewe. Aldus Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Gelowiges word geroep om deur die Gees te lewe, tred te hou met sy leiding en dade te vermy wat hom bedroef. Aldus Efesiërs 4 vers 30. Wat is ons gevolgtrekking? Die Heilige Gees is God se teenwoordigheid in ons, wat ons lei, bemagtig en transformeer vir sy doeleindes. Hy oortuig ons van sonde, leer ons God se waarheid, rus ons toe vir die diens en verseker ons van ons redding. Elke gelowige het die voorreg om die Heilige Gees te ontvang, wat werk om ons meer soos Christus te maak en om God se missie op aarde te vervul. Ek en jy kan dus nie die leiding wat die Heilige Gees ons bied verontagsaam nie. As kind van God moet jy jouself ontvanklik maak vir die inspraak wat die Heilige Gees in jou lewe maak of wil maak. Lees en bestudeer gerus die volgende sleutel skrifgedeeltes. Johannes 14 vers 16 tot 17, Galasiërs 5 vers 22 tot 23, Romeine 8 vers 14 tot 16, Handelinge 1 vers 8 en Efesiërs 1 vers 13 tot 14.